Goeiedag vriende, ons luister na Kolossense 1 vanaf verse 21 tot hoofstuk 2 vers 5. Ook julle was voorheen van hom vervreem, ja vyandig gesind teenoor hom, op grond van julle slegte dade. Maar nou het hy julle deur sy menslike liggaam met homself versoen, sodat hy julle deur sy dood heilig en sonder foute en onberispelik voor hom kan stel. Mits julle in die geloof bly, stewig gevestig en standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. Dit is die evangelie wat julle gehoor het en wat in die hele skepping onder die hemel verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Nou is ek bly oor die lyding wat ek om julle onthaalwe verduur. Ja, met my liggaam vul ek die oorblywende deel van die verdrukkinge wat van Christus aan, tot voordeel van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, ooreenkomstig die bedieningstaak wat God aan my toevertrou het, om in julle belang die woord van God volledig bekend te maak. Die misterie wat vir eeue en geslagte lang verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Christus is in julle die hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, sodat ons elke mens voor God kan stel as volwasse in Christus. Daarvoor span ek my ook in, terwyl ek die worstelstryd voer in ooreenstemming met sy krag wat met mag in my werk. Ek wil hê julle moet weet hoe 'n groot stryd ek het vir julle, vir diegene in Laodicea en vir diegene wat my nog nie van aangesig tot aangesig gesien het nie. Dit is my doel dat julle harte deur liefde saamgebind bemoedig mag word en dat hulle kan kom tot die volle rykdom van allesomvattende insig, ja, tot die kennis van die misterie van God, naamlik Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Dit sê ek, sodat niemand julle met slinkse argumente om die bos sal lei nie. Al is ek wel nie liggaamlik teenwoordig nie, is ek in die gees by julle, en baie bly om te sien hoe ordelik julle optree en hoe vas julle geloof in Christus is. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In Kolossense 1 vers 21 tot 23 som Paulus die evangelie op. Dit is die boodskap wat hy verkondig. Dit is ook die boodskap wat Epafras aan die Kolossense verkondig. Paulus herinner die gelowiges aan die basiese boodskap van die evangelie. Dit is belangrik dat gelowiges juis dit onthou, want op die manier kan hulle onderskei tussen ware en valse predikers. Dit is die evangelie waaraan ons moet vashou. As gevolg van ons sonde het daar skeiding tussen ons en God gekom. Dit veroorsaak dat ons ver van God is. Om hierdie skeiding te herstel, het God sy seun, Jesus Christus, na die wêreld gestuur. Hy het die menslike natuur aangeneem. Hy het gelewe as die perfekte mens en aan die einde van sy aardse lewe het hy onskuldig aan die kruis gesterf. Hy het in ons plek vir ons sondes gesterf. Maar hy het die dood oorwin en weer opgestaan. Op die manier het hy ons met homself versoen. Dit beteken dat ons met God versoen is. Sy doel daarmee was om ons heilig en sonder foute en onberispelik voor hom te stel. Dit beteken dat wanneer God ons nou oordeel hy ons volgens Christus se werke en nie volgens ons eie werke nie. In Christus kan ons sondeloos voor God wees. Hoe kry ons deel aan hierdie redding? Hoe word dit ons sin? Dit gebeur deur geloof. Daarom skryf Paulus, bly in die geloof, stewig gevestig en standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. Ons moet dus daagliks volhard in die geloof, soos 'n pilaar wat stewig in die aarde geplant is. Niks moet ons geloof kan verskuif nie. Dit is moontlik omdat God vir ons geloof gee
En hy gee die Heilige Gees om ons te lei en te versterk. Hy gee ons ook hoop. Ons lees van sy beloftes in die Bybel. Daar beloof hy dat hy ons aan hom verbind het en dat niks op aarde ons van hom kan skei nie. Hy beloof ook om by ons te wees en hy beloof vir ons 'n ewige lewe saam met hom. Hy beloof 'n lewe in sy koninkryk. Wanneer ons vashou aan daardie beloftes, lyk ons probleme op aarde maar klein en nietig. Dan kan ons vasstaan in die geloof te midde van swaar kry en vervolging. In verse 24 en 25 skryf Paulus dat dit juis die rede is hoekom hy lyding kan verduur. Dit beteken dat hy self 'n voorbeeld word van dit wat hy verkondig. Dit is bewys dat hy self glo wat hy verkondig en dat dit ook die waarheid is. In vers 26 praat hy van 'n misterie. Iets wat voorheen 'n geheim was, word nou bekend gemaak. Wat is dit? Dit is dat hierdie evangelieboodskap nie net vir die Jode bedoel is nie, maar vir alle nasies. Almal wat glo, word deur Jesus gered. Die grootste misterie of raaisel vir die mens is dat hierdie redding geheel en al verniet is. Jesus doen al die werk in ons redding en ons kan niks byvoeg nie. Dit was belangrik dat die Kolossense dit hoor, want hulle wou graag Joodse wette of Griekse filosofieë bylas om hulle self te red. Dit is ook belangrik dat ons dit hoor, want ons wil ook graag ons eie goeie werke bylas. Ons wil graag sê, ek gaan hemel toe, want ek is 'n goeie mens. Maar dit is nie die waarheid nie. Nie een van ons is goeie mense nie, ons is almal ver van God as gevolg van ons sondes. Maar ons kan weer naby God leef, omdat Jesus Christus ons gered het. Daarom moet ons aanhou om die Bybel te lees, ons moet dit bestudeer en memoriseer, ons moet dit elke dag doen. Ons moet ook die hele Bybel lees, en dit moet deel word van ons daaglikse lewe. Net wanneer ons God se woord ken, en die volle waarheid glo, kan ons veilig wees teen slinkse argumente wat ons om die bos wil lei. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.